Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug. Dit is tyd vir volgende krantbesprekings en Gert van der Westhuizen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre meneer Breitenbach. Meneer Van, Groot dag vandag nee. hoekom? Die OVK skop amptelik die verkiesing af. Hatata! Hoor maar julle politieke slimkoppe dan 'n besige tydjie wat voor lê, nee. Ons 'n besige tydjie ja, dit raak al hoe besigger. Want Ja. elke tweede mens wil nou onthou daar's 518 partye. 518. Dit was laas die getal. Ek sal bietjie hoor wat hulle sê vandag. Maar dis nou reg oor die land. Jy Ja. weet partytjies staan net in een dorp, maar dit is nog steeds dit wys vir jou hoe gefragmenteerd die politieke landskap is nie. En dit is hoekom ek dink daar nie een party is wat sterk genoeg is om die ANC teen te staan nie, want die stemme word so verdeel. Maar nou ja, dis elkeen het seker die reg om dit te doen nie, Jennifer. Ja, elkeen het die reg om dit te En doen. dit is al skrikwekkend dat die nuutste burgemeesterskandidaat in Johannesburg spreek my as oom aan, so Ek en hy het dit in gemeen dan. Ons ek noem jou ja, gereeld jy weet oom. dan dis nou maar die einde ja. Ek kan nie, dis maar snaaks. Ek jammer Gert. Nee, dis reg, Jennifer, wag maar. Gert, kom ons begin by die Oom ANC. Gert. Oom Gert, kom ons begin by die ANC komitee. Ja, die ANC het nou uiteindelik besluit Sisi Tolashe het die party se beeld skade berokken. Het vat hulle 'n bietjie lank om dit agter te kom. Ja. En uiteindelik het Bekkie Cele, die voormalige minister van polisie, hy's ook nou 'n bietjie in die moeilikheid omdat hy hierso aan die ander kant in 'n luukse dakwoonstel van Cat Betlala gebly, die bekende bendebaas wat oral in die Madlanga kommissie genoem word. Was dit terwyl hy die minister van polisie was of wat? Ek weet nie presies nie. Dit is 'n paar jaar terug, maar hy is een van my kollegas, Breiten Cupido, het hom gevra voorheen hoekom het hy daar geslaap? Toe sê hy, man, vra jy vir elke mens in die land waar hy slaap. Sjoe, okay. Maar dit wys vir jou hoe onaantastbaar dink die mense is. Jy vra nie vir elke mens in die land nie, maar as jy minister van polisie is, wil jy dan weet as jy by 'n bendebaas slaap, Ja. hoekom doen jy dit, jy weet? Presies. So ons sal nou maar sien wat die ANC doen. Gewoonlik tik hulle maar net die mense oor die vingers, jy weet, soos jy sê Tolashe is ten minste afgedank as 'n minister. Maar ja, sy het ook hulle elke dag 'n nuwe rede gegee om haar af te dank van die departement waar sy in beheer was van maatskaplike werke. Daar gaan dis chaos. Gert, mag ek sê te min, te laat? Te min te laat. Te min te Bekkie laat. Cele jare na Ja, reeds in ja, plaas hy het al so baie goed met hy aan verbind is nie. Sisi Tolashe nadat sy kan 'n mens dit bedrog noem? Ja, Pierre, ek dink jy kan dit maar seker bedrog noem. Dit As dit is wat hulle sê sy gedoen het, Ja. waar is, dan grens dit op bedrog want sy Ja, het tog be- eiendom ja. onder iemand anders se naam geregistreer is wat sy veronderstel was. beweerde bedrog. Hou dit dan Beweerde maar by bedrog. weer- Maar nog steeds, jy weet. Maar nou en dan nou te min, Minister. te laat en dan heeltemal te min want hulle is net oor die vingers getik. Ja, dis oor die vingers tik. Hulle gaan nou nog deur nog Ja. prosesse gaan, so ons sal maar sien wat gebeur, maar ons ken al die ANC baie goed, jy weet. Daar word nie sommer mense afgedank nie of uitgeskop nie. Die probleem net met sulke goed is dit skep nie baie vertroue in die regering ook nie. Nee. En 'n mens wonder is hierdie nou maar met die oog op die verkiesing gedoen om te wys ons is besig om skoon te maak, Die wat party teenoor wat die regering sê doen, ja. Ja, wat die president al hoe lank beloof dat hulle skoon maak. Ja, sal maar sien, Pierre, maar dit gee mense nie baie. Moet nie maar ten minste is daar dan ietsie wat gebeur. Ja, ten minste ek dink nog ons het met die oog op die verkiesing. Ek dink ons gaan nou die mooiste van al die partye sien hoe hard hulle almal Ja. werk en al hulle beloftes Ja, nakom. en dan gaan jy hoor hoe goed hulle regeer en daar's die slaggate in jou straatligte. Gaan hoef nie te- aangaan. hoef nie- Ja, Ja, jy vanself. Die Jy help weer onkruid, krag. Ek het weer krag. O, Dankie, ja. dankie. die onkruid op die Stad Tshwane. sypaadjies gaan skielik wegraak. Ja, nee. Ja, ek sien gister is die mense ook op die sypaadjies besig om vullis op te tel en alles en maar ek dink hier's nogal baie werk by die sypaadjies veral te doen hier by ons. Maar nou ja, 'n mens moet seker dankbaar wees. Hulle gaan sê natuurlik, kyk nou, ons het hulle oor die vingers geraps. Nie hulle het baie geld gevat en ons het hulle actually hof toe gevat en hulle is nie tronk nie, maar hulle is aangespreek. Hulle is aangespreek, ja. As die res van Suid-Afrika Ek ook weet. nie dieselfde behandeling kan kry. Ja, dan sal daar miskien ja, toe maar. Ja. Jy weet, ons sukkel so met misdaad. Ons sien nou weer met daai moorde in die Kruger Wildtuin. Dis verskriklik, nee. Nou wonder mense hoekom pleeg mense misdaad? Dis omdat hulle dink hulle gaan nie gevang word. Ja. Korrek. Dis hoekom hulle misdaad pleeg. Want ons kom ons almal net oor die En vinger daar gaan niks met hulle gebeur nie, maar nou ja. Maar ja, Ramaphosa dien hofstukke in oor Pala. Hier Ja. begin dit nou uit. Gesê hy gaan En hy het dit nou gedoen en hy voel nog steeds die komitee het buite hulle mandaat opgetree en dat die komitee sy bewyse of sy gevolgtrekkings gegrond het
sonder bewyse. Hy beweer is hoorsê-getuienis. Hy gaan maar kwaai aan op die hoorsê-getuienis. Nou die komitee word nou saamgestel. Ek sien daar's nou byvoorbeeld 'n Zuma loyalist daar op, Faith Mutambi. Jy weet, ek sien die Vryheidsfront het vir Wouter Wessels benoem, die DA het 'n paar mense benoem, waaronder Glynis Breitenbach. Jy weet so, ja, dit is interessant. Mense wonder nou of daai komitee ooit gaan sit. Mense wonder wat die hof gaan besluit, maar ek dink daar's miskien 'n goeie kans dat die hof hierdie saak kan uitgooi, laat hy voel daar is te veel hoorsê-getuienis. Wat pla oor die pale ding is, hoekom is dit eers te berde gebring die jaar toe Ramaphosa gestaan het vir leier van die ANC en nie toe dit gebeur het nie. Jy weet, dit wil 'n mens graag weet. Het Ramaphosa self, is hy self verantwoordelik vir al die goed wat verkeerd geloop het? Hy het dit aangemeld soos hy moes by sy hoof van beskerming. Wat daarna gebeur het, moet hy verantwoording doen daarvoor. Moet hy verantwoording doen vir hoekom die geld daar aangekom het? Mense sal dit graag wil weet. Mense sal graag wil weet hoekom die inkomste diens en die reservebank om dan vrygespreek. Hier is so baie vrae rondom hierdie ding wat net opgeklaar moet word. Ja. Jy weet, want MK en die EFF het ook al gevra wat nou van die openbare beskermer se ondersoek. Hoekom is hy onskuldig bevind daar? Jy weet, en dit lyk my is nogal dit, ja, ek sien nou ander mense, party mense sê hy speel vir tyd. Hy speel inderdaad vir tyd. Absoluut. Ander mense sê die komitee is nou so saamgestel dat Ramaphosa gaan bevoordeel. Ek weet nie eintlik nie, jy weet, dit is nogal taamlik gelyk op verdeel, jy weet, en die EFF gaan ook nie, as hulle op die hulle gaan nie aan Ramaphosa se kant wees nie. Nee, want Julius Malema self is op die komitee. Ja, en hy is nogal ook moeilik as hy op sulke komitees is nie. Jy weet, dis iemand het vir my gesê, ek dink professor Koos Malan het vir my gesê, jy weet, dis een ding wat Ramaphosa wil vermy, want hy gaan vyandige ondervragers kry as hy op daai komitee sit. En mense gaan lelik met hom wees. Hy sê en dit is wat hy wil vermy. So Ramaphosa sê die paneel het versuim om ag te slaan op wat daar vir hulle gesê is om te doen. Dis bietjie regstegnies. Wat hy sê op hierdie stadium moes hulle ernstige skending van wangedrag die getuienis bepaal of daar genoeg bewyse is. En dat hy self ernstige wangedrag sou gepleeg het. Maar op hierdie stadium is daar getuienis dat daai moontlik dit kon doen. En dis twee verskillende goed. Genoeg bewyse en genoeg getuienis dat hy dit moontlik kon doen of genoeg bewyse dat hy daadwerklik aangespreek kan word daarvoor. So daar is 'n regstegniese aspek op hierdie paneel se bevinding. Dit kan seker enige kant toe gaan natuurlik. Hang af hoe die hof, jy weet, hoe die hof daarna kyk. Ja. Jy weet, aan die een kant lyk dit of daar nie te veel getuienis is nie, maar aan die ander kant, jy weet, het jy baie getuienis nodig vir so iets. Korrek. So ja, dit gaan baie interessant wees. Maar soos in Suid-Afrika, jy's eers skuldig as jy skuldig bewys word. Ja nee, dit is so. En ek sien gister ook teens Elof geskryf op 'n rubriek op Netwerk 24, Ramaphosa gaan nêrens voor Februarie 2028 nie. So ons gaan met hom sit tot dan. Die ANC kan nie nou van hom ontslaa raak nie, want hy is nog gewilder as die party. Ja. Jy weet, ek dink net as hy nie meer daar is nie, gaan die regering van nasionale eenheid ook in die gedrang kom. So ons sal maar sien hoe die goedjies werk. Want dis amper asof die partye in die regering van nasionale eenheid eintlik 'n ooreenkoms met hom het eerder as met die partye betrokke. Ja, want baie van die partye is maar deur die ANC ingebring. Hulle sê mos as prysangers van die ANC. Ek het met Corneille Mulder gepraat verlede week, die leier van die Vryheidsfront Plus. Hy sê as daar 'n mosie van wantrou is, sal hy teen Ramaphosa stem. Hy's moeilik daaroor. Hy sê jy weet hy gaan daarop uit dat jy weet mense kan nie wegkom met sulke goed nie. So ons sal nou sien wat die DA doen. Vir hulle is dit 'n baie moeilike posisie. Hulle het nou gesê ja, die reg moet vir almal geld, maar kom ons kyk maar wat gebeur die dag as daar gestem word. Ja. As jy moet stem, gaan ek nou al my ministersposte kwyt wees, al my invloedprys gee. Ons sal maar moet sien. Ek dink die realiteit is almal maak ons eie gevolgtrekkings sonder dat nog te veel eintlike bewyse is of gesê is. En ek dink ons maak aannames en ons almal is 'n kenner en 'n regskenner en ons weet ons dit presies en ons het baie vrae en ons beskuldig klaar mense en ek dink ek dink dis die grootste ding. Ons almal het verskriklik baie vrae waarna ons geen antwoorde eintlik het nie. Kom ons toets dit eers nie hof. Kom ons toets dit eers. Ja, toets dit in die hof en as die hof sê dit is reg, dan gaan dit komitee toe, maar as die hof sê dit is nie reg nie, gaan dit die komitee toe gaan. Jy weet so dan gaan daar niks gebeur dan nie. Gert, dan jy het nou na die Wildtuinmoorde verwys, maar dit nou ook nou toerisme. Ja, dis verskriklik. Patricia de Lille, die minister van toerisme, het ook nou gesê, jy weet dit gaan toerisme nou, sy het nou klomp geld toegewys, 1,27 miljard rand is toegewys om Suid-Afrikaanse toerisme te bemark. Maar hoe bemark jy nou Suid-Afrikaanse toerisme as so iets gebeur het? Dis verskriklik eintlik wat gebeur het nie. Geen nie om hoeveel geld jy spandeer op toerisme nie soos hierdie. En hoe gaan jy so iets die ding wat my pla is,
verhoed jy so iets in die toekoms? Gaan jy nou veiligheidswagte saam met die mense stuur die hele tyd? Jy weet, dit vat heeltemal weg van die wildtuin ervaring, jy weet, en is dit buitelanders wat oor die grense kom, is daar nie oordentlike grensbeheer nie, daar's so baie vrae wat hier uitspruit nie, en almal kla weer deesdae oor grensbeheer, en die grensbeheer bestuursowerheid sê, hy het baie meer geld nodig om sy werk oordentlik te doen, maar op die ou einde gaan daar mense dood, en dit kos die land, jy weet, ons, elke liewe stukkie buitelandse valuta wat ons kan inkry is nodig, jy weet, so. Maar as 'n mens dit sê, dis amper tradisioneel 'n situasie waar daai spesifieke grens nie regtig redelik poreus is. Ja, is redelik poreus. Waar meeste mense weet dat verskeie gesteelde goedere oor daai grens sypel. So dit is nie ek wil nie weer eens is nie aanname wat ek maak. En is wildstropers ook, Peer. Dis 'n absolute feit. Hulle is baie gewelddadig. So mense wil die feit dat mense sê dis amper nou al tradisioneel 'n gewoonte dat misdaad daar floreer, dan begin mense bekommerd raak. Jy begin bekommerd raak, ek weet, Norma Botolesi, MKLP het gesê die moord moes nooit plaasgevind het nie. Sy het skerp kritiek uitgespreek oor die gebrek aan veiligheid vir toerisme. 2 toeriste is pas dood en die regering het geen planne om veiligheidsmonitors te ontplooi waar gewone mense woon en toeriste verwelkom en werk geskep kan word nie. Jy weet, dis waar. Ja. Jy weet, in Kaapstad het jy nou daai monitors wat gereeld op elke straathoek staan. Ek kan nie dan nie hulle noem hulle name. Ek dink dit skrik dalk 'n bietjie jou sakkerollers af om mense te beroof as daar sulke mense op elke straathoek rond staan. En sy vra nou dat monitors ontplooi word in elke klein dorpie, elke woonbuurt net om mense se veiligheid te verseker. Wat doen die polisie? Wat is belangrijk vir hom? Ja, ek dink die realiteit is, jy weet, hoe maak jy saak hoe jy daarna kyk nie, die moordsyfer of die misdaadsyfer in Suid-Afrika is te hoog en daarin is die probleem. Miskien moet die weermag eerder die grense oppas as wat hulle bendegeweld probeer. Gert, hierdie konflik, oorlog in die Midde-Ooste hou net nie op nie, net soos gedink het dit gaan rustiger, nou is dit weer heen en weer. Jennifer, en gisteroggend het ek gaan petrol ingooi. Ja? Toe kry ek amper oorval. Dis amper 'n konflik by jou petrolpomp. Dis 'n konflik amper by die petrolpomp. Die petrol is nou duur en diesel nog duurder. En nou sien ek 'n berig daarso wat sê dit gaan nie gou-gou afkom nie. Want die ding wil nou net nie na 'n punt toe gaan nie. Die onderhandelinge vorder glo, maar Amerika het nou Iran aangeval weer uit selfverdediging. Nou dreig Iran met teenaanvalle. Was nou weer gister? Ja. Gister. In Israel het nou weer Libanon aangeval, 31 mense is dood daarso. En in die tussentyd moet president Donald Trump van Amerika hom op 'n geloofwaardige manier daaruit loswikkel en lyk my dis bietjie moeilik. En ek sien daar's 'n peiling wat sê die meeste Amerikaners dink nie hy sal homself daaruit kan loswikkel nie. Want hoekom mense gaan nou vra hoekom is die oorlog begin? Want voor die oorlog was die straat van Hormuz oop. En petrol was nog redelik bekostigbaar. Nou die oorlog gekom, nou is die straat van Hormuz toe en daar's baie bekleierery oor die straat van Hormuz want Iran wil soewereiniteit hê oor die straat van Hormuz. Amerika sê dit kan nie gebeur nie. En petrol is baie duurder en dit gaan dalk nog duurder word. Nou is daar selfs sprake dat dit in Amerika tot $5 gelling of wat hulle hoe hulle meet. Dit kan word, dis baie geld nie. Dis baie geld. Dis baie geld. En dit is interessant want uit Amerika uit het die nuus gekom dat hulle baie naby is aan 'n vredesooreenkoms. Iran het die volgende dag uitgekom en sê nee, ons onderhandel, ons is glad nie naby aan die ooreenkoms nie. En toe gebeur die selfverdedigende aanval van Amerika en nou is Iran soos ook al ons gaan nou iets terug moet doen. Ja. So ons kyk nou wat gebeur. En die hele tyd gaan dit net aan en aan. Dit voel vir my soos 'n siklus wat nooit ophou of nooit gebreek word nie. Intussen tyd sterf 'n hele klomp mense en die res van die wêreld is moeg. Ja, en die res van die wêreld se ekonomie gaan agteruit. En lande soos Suid-Afrika kan dit allermins bekostig. Laat jou ekonomie verder agteruit gaan weens duurder petrol, want duurder petrol maak alles duurder. Ekskuus, ek is dalk 'n bietjie agter die klip, maar hoe noem jy dit 'n selfverdedigingsaanval? Wat Ja, ek het ook nogal daaroor gewonder. So hulle het gepraat oor dat daar weer deur Iran se skepe en bote van daai myne geplant is in die straat van Hormuz. So dit was wat aangeval is. So daar was bote was daar aangeval wat geplant is. So dis ook maar gesê dis 'n selfverdediging was gebaseer op wat weer geplant is in die straat van Hormuz. Ja, dit laat jou dink aan die boereoorlog. Hier kom die Engelse hulle vat die land oor. As jy terugveg dan sit hulle jou in konsentrasiekampe of stuur jou na buite. Nou is jy besig om op eelte te trap. Ja, maar dit is nou hoe dit gebeur nie. Die Engelse destyds wie gee hulle die reg om so teen mense op te tree? Hulle kom vat dan jou land. Jy kan jy terugveg? Ek weet nie. Dis 'n vragie wat 'n mens maar die hele tyd moet vra. Mens moet maar vra. Kom ons bly by internasionale nuus. Ons praat oor 7 mense wat dood is oor die erge hitte in Frankryk. Ja, dit gaan rof daar in Europa. Lyk dit van Brittanje het alweer rekord gehad vir hulle eerste 2
weet daar in Mei. En ek sien daar's ook al nou 12 mense dood in ongelukke, mense verdrink basies. Jy weet, en die polisie het gevra, mense moet asseblief nie in riviere en damme swem nie, hulle maar by swembaddens hou. Maar dit gaan baie rof daar in Europa. Ek sien oral is daar waarskuwings uitgereik en mense word vertel hoe om te sorg dat jy die hitte kan oorleef. Jy weet, 39 grade in sommige dele van Frankryk. Ja, ek sien in Frankryk. Spanje is daar 36 tot 38 grade. Italië gaan dit baie rof. Jy weet, dis nogal erg. Ek dink ons is seker 'n bietjie meer gewoond daaraan as hulle, maar Ja, ek dink ons is seker maar 'n bietjie meer gewoond, maar hulle praat ook van die hoeveelheid hittegolwe wat daar is, ewe skielik in Mei maand dat dit nie was nie. In Junie was al meer gewees hoe dit of meer begin word. Hulle sê nou in Mei maand. So ek dink wat skokkend is van hierdie artikel is die hoeveelheid rekords wat gebreek is. Met hittegolwe, die hoogte temperature. En dit word elke jaar warmer nie. Word elke jaar warmer. So ek dink vir die Europeërs is dit seker maar verstaan in sekere van daai lande skokkend. Dit is nie lekker om dit te sien. Nou sien ek in Brittanje verwag hulle nou donderstorms ook dan nog. Jy weet, om dit nou erger te maak na die tydens die hittegolf. So dit gaan maar rof daar. So nie by ons wil dit nog nie behoorlik winter word nie. Nee, presies Gert. Ons wag vir die winter want kom net nie. Hey. Ontspan nou, moenie die koue roep nie. Moet nou nie hierso vir my Gert sukkel nie. Mens moet al jou seisoene beleef in 'n jaar. Baie dankie. Jy kan nie die hele tyd somer hê nie. Asai, jy sien. Soos jy kan nie somer hê nie, maar jy kan die hele tyd krag hê. Gert, ek sê maar nie. Gert, sosiale media is straks net so gevaarlik vir kinders as rook. Ja, in Brittanje is hulle besig met 'n hele raadpleging oor die gebruik van sosiale media, veral kinders tussen die ouderdomme van 5 en 16. Nou is daar bevind of gesê, jy weet, dit is net so gevaarlik soos rook, maar die artikel spel nie mooi uit hoekom hulle dit sê nie, jy weet. Maar ek dink mense het baie meer, ja, dis verslawend gewys. Mense kry veral kinders, jy weet, daar psigiese gevolge, jy weet, die goed ontstel hulle en hulle raak moeilik en so aan en hulle sit die hele tyd pleks van om buite rond te loop soos kinders veronderstel is en buite te speel en so aan. So dit is en daar's meer ouers wat ook daar vra vir 'n verbod op die gebruik van sosiale media vir kinders onder 16. Ons weet dis in Australië. Ek het lanklaas gekyk hoe word dit in Australië nou gedoen. Maar daar's al hoe meer mense wat dit vra. Ek weet nie, dit is seker jy het kinders, is dit 'n goeie ding? Absoluut. Jou kinders weg van sosiale media af versie kan. Dis baie moeilik in hierdie dag en datum om jou kind heeltemal te verbied van sosiale media af. Maar daar moet streng kontrole wees. Want jy kan enigiets op sosiale media gebeur nie. Absoluut. Jy dink hierdie goed is alright? Hulle is nie. Nee, en daar word baie geboelie op sosiale media. Veral wat kinders betref. Kyk 'n bietjie hoeveel kinders in ons land net eet probleme het. Hoe hulle verhouding met kos heeltemal versuur as gevolg van wat op sosiale media hulle beïnvloed. En dit gaan al hoe erger raak met kunsmatige intelligensie ook. Correct. Dit gaan al hoe erger raak en ek weet nie, dit gaan al hoe moeiliker wees om dop te hou en stop te sit. Hierdie volgende storie is dis so Amerikaans, ek kan omtrent huil daarvan. Dit gaan oor 'n meermin wat haar werk kwyt is, so minder min, nie meer min nie. Sy het blykbaar die vrou 'n meerminsoet aangetrek en geswem in 'n tank by 'n dieretuin. Nou gaan die storie oor die vrou, maar nie oor die dieretuin. Ja, die dieretuin het nou die tank toegemaak want hulle sluit nou want daar's nie meer geld om na die diere te kyk nie. Om die diere te versorg nie. Nou Angie Cunningham. Vlakste vrouens swem in die water waar die diere moet wees. Ja, maar die tank is nou, jy weet Pierre, dis nie maklik om 'n meermin te wees. Nee, sy het baie opleiding gekry. Wees 'n meermin op 'n ander plek. Ek is jammer. Jy moet opleiding gekry. En daai ding is baie swaar, daai pak wat jy aantrek. Ek dink dit weeg tot 8 kg. 9 kg. Dit is 'n aquarium. Dit is nie 'n konsert nie. Maar as mense na die meermin wil kyk, Pierre, dan kan hulle seker maar. En dit skep 'n werk vir iemand. Maar sy het 'n sertifikaat om ander meerminne op te lei. Sy het. Maar Dit is 'n bietjie Amerikaans. Dit is verskriklik Amerikaans. So sy mag hier lees ek. Sy het 'n PADI sertifikaat as meermin instrukteur en haar opleiding sluit asembeheer, onderwaterredding, noodreaksie en uit 'n vermoë swemoefening in. Sy het ook leer 'n vryduik en moes in haar meermin stert swem terwyl sy voorberei vir vertonings en opvoedkundige lesse. Gaan werk dan by die Nasionale See Reddingsinstituut. Boonop besit sy verskeie handgemaakte sterte wat duisende dollar kos, saam met pasgemaakte kledingstukke, krone en gespesialiseerde enkelvin toerusting. Ek besit ook handgemaakte goed wat ek vir iemand van vertel nie. Jy sien dit het niks daarmee te doen nie. Die punt is sy is nie veronderstel om by die dieretuin. Nou sê die dieretuin maak toe. Ja, want jy het jouself belas met sulke nonsens soos hierdie. Jy weet maar dit help party mense sê
Sy voel op 'n manier soos Kersvader, kinders omhels haar en hulle wil meer min geheime Ek is baie bly vir haar. Hulle dink Sy sy's Ariel. Ja, okay. Ja. Ag, Pierre, ja, ek weet nie. Die arme Meermin. Pierre is baie Niks moeilik. simpatie van Pera vir die Meermin voor dit nie gehad. Bly in die aquarium se tank uit. Ja, maar ja, okay. Ja, jy's gerd. Ek weet Ja, wat ons ek met hom gaan doen nie. Kom ons praat Dis dan moeilik. Nee, hy is En dan wag die wêreldbeker nog. Nee, presies. Jy moet nog sokker kyk vir maande lank oor. Sokker is die sport. Dit is in die Formule 1 gehad. Die arme ou. Formule 1 suffer, ook. Hy suffer gehad. Kom ons praat gou oor die nuwe kaasrolkampie. Ja, daar's 'n daar in Engeland het hulle hierdie kaasrol Ja? byeenkoms. Moenie sê kampioenskapie, want dan is dit ook 'n sport. Jy rol 8 pond loster kaas hier by die heuwel af en ons almal agterna. Ja. En daar het een keer tot 15,000 mense opgedaag om na dit te kyk nie. En nou het 'n man wat die ding al 23 keer gewen het, dink ek kan nou nie meer Ja. onthou nie. Hy het nou weer sy terugkeer gemaak op 38-jarige ouderdom. Dit omdat die YouTuber hom uitgedaag Die het. YouTuber het Hy moet oppas, sy 24-jarige heupe is Duitser het hom bros. uitgedaag. Daai ouderdom. Ja? En die Death Defying en race het hulle hom uitgedaag en toe wen die YouTuber. Ja. Ja. Jeug was aan sy kant. En die mense was baie bekommerd, jy weet, is dit nou veilig om hierdie ding te hou terwyl dit so warm is? Ja, want hulle sê die grond is bietjie harder Ja, as die grond is so 'n gewoonlik. bietjie Kaas harder is wees. sagter. Die grond soos die grond is hier soos op ons kaas is happievelde. sagter, ja. Maar die kaas is dan seker sagter. Dis nou blykbaar 'n ding wat uit heidense tye dateer en wat die koms van ja, Die liefde vir laktose, dit ry dit se dit. nee, Pier, dit vier die koms van die lente. Okay. Hoe moet jy dit hierdie 'n sportbeker doen? Hierdie is 'n spektakel. Is 'n spektakel. Baie soos Formule 1. Baie soos meerminne wat in aquarium. Meer in aquariums, ja. Maar jy moet vir 203 agter daai kaas aanrol, hè. En die gradiënt is 1 tot 2, whatever dit ook al beteken. My wiskunde is bietjie skraps, maar dit lyk So styl. styl en jy gaan val. Dan jy gaan val en jy gaan seer kry en het gevoel soos jy's op 'n Noord-Kaapse rugbyveld. Maar jy kry Of 'n Vrystaatse kaas. rugbyveld in die winter. Maar jy kry ou stukkie kaas. Daar's seker ook maar ergens 'n ou geldjie betrokke. Ons hoop so. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Groot plesier. Dit is Gert van die Westhuys en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.